Stuur nou, Here, u lig en u waarheid. Laat u ons lei en laat u ons bring na u heilige berg en na u woninge. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Heer en van die Heilige Gees. Amen. Voordat ons uit die woord van die Here saam lees, kom ons raak stil in gebed vir die Here. Here, u is die lewende God. Ons is klein en broos, ons is u kinders. En ons kom met dankbaarheid en blydskap voor u. Want u het ons geroep. U het ons deur u woord 'n gees nuut gemaak. En daarom kan ons saam met alle gelowiges van alle tye, die gelowiges oor die hele wêreld, rondom die troon kom en sing heilig, heilig, heilig is die Here. En Here, daarom dank ons u, dat ook ons vanmôre in hierdie koor van engele u kan aanbid. En so vra ons u dat u dan met ons sal kom praat vanmôre deur die woord. Dat u deur die Heilige Gees die woord in ons denke, in ons hart, in ons gemoed sal oopbreek, dat iets daarvan ook in ons lewe sal grondvat, dat dit ons lewe kan verander, dat ons al meer nuut word voor u, al meer die beeld van Christus gelyk. Ons staan nederig voor u, Here, en pleit in die naam van Jesus Christus. U is ons verlosser. Amen. Broers en susters, ek gaan nou vanmôre uit Esegiel 37, vers 1 tot 14 lees, en dit is 'n baie bekende gedeelte in die Ou Testament. En die hele boek Esegiel, maar veral hoofstuk 37 vers 1 tot 14, bied dan 'n geweldige troos vir mense wat ervaar dat hulle leefwêreld ineengestort het. Dat alles waarin hulle gewoond was, verander het. En die wêreld vir hulle 'n onvaste en 'n bedreigende plek geword het. So hoofstuk 37 is deel van die heilsprofesie wat deurloop van hoofstuk 33 tot 48. En dan hierdie perikoop wat ons gaan lees vanmôre, val in 2 dele uiteen. Daar's eers die deel van 'n visioen, vers 1 tot 10, en dan die verklaring van die visioen in vers 11 tot 14. So kom ons lees dan saam Esegiel 37, van vers 1 af. Die mag van die Here het my in besit geneem en my deur die gees van die Here gebring en neergesit binne in 'n laagte. Die laagte was vol bene. Die Here het my om die bene laat loop en ek het gesien daar is baie bene in die laagte en hulle is baie droog. Toe vra hy vir my: Mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom? Ek het geantwoord: Nee, dit weet net u, Here my God. Hy sê toe vir my: Tree op as profeet vir hierdie bene en sê vir hulle: Hoor die woord van die Here, droë bene. So sê die Here my God vir hierdie bene: Ek gaan gees in julle laat kom sodat julle kan lewe. En ek sal vir julle seënings en vleis aansit en julle oortrek met vel, en dan sal ek gees in julle gee sodat julle kan lewe. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het toe as profeet opgetree, soos ek beveel is, en terwyl ek dit doen, hoor ek 'n gedreun. Die bene het na mekaar toe beweeg. Elkeen na die been toe wat by hom pas. En terwyl ek kyk, kom daar seënings en vleis aan hulle en word daar vel bo-oor getrek. Maar daar was nog nie gees in hulle nie. Toe sê die Here vir my: Praat nou as profeet met die gees. Tree op as profeet, sê vir die gees: So sê die Here my God, kom uit die 4 windstreke, gees, blaas in hierdie dooies in, dat hulle kan lewe. En ek het as profeet opgetree, soos die Here my beveel het. En toe kom die gees in hulle, en hulle lewe en gaan staan regop. Dit was 'n baie groot menigte. Die Here het vir my gesê: Mens,
Al hierdie bene stel die hele Israel voor. Hulle sê, ons bene is uitgedroog, ons het geen hoop meer nie. Dit is klaar met ons. Tree op as profeet, sê vir hulle, so sê die Here my God, ek sal julle grafte oopmaak en julle laat uitkom, my volk. En ek sal julle terugbring na die land Israel toe. Wanneer ek julle grafte oopmaak en julle laat uitkom, my volk, sal julle besef dat ek die Here is. Ek sal my gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe en ek sal julle in julle land laat woon. En dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het dit gesê, ek sal dit doen, sê die Here. Tot sover die skriflesing, broers en susters. Elkeen wat die Here se woord dan hoor en glo en ook hieruit lewe, is regtig gelukkige mense. Nou, broers en susters, waar staan Israel op hierdie punt? Israel 37 begin by 'n plek van totale hooploosheid, in 'n laagte vol doodsbeendere. Die bene is droog. Hulle lê al lank daar en is al deur die son gebleik. So in daardie tyd was dit nou onmoontlik om te bepaal van wie die bene afkomstig was. Hulle kon nou nie DNA-toetse doen soos ons met forensiese ondersoeke nie, dit was nie vir hulle moontlik nie. So daardie laagte vol bene stel dus nou mense voor wat geen identiteit meer het nie. Nooit sal mense weer kan bepaal van wie was die bene afkomstig nie. Hulle het nie identiteit nie. Ook sou iemand wat Esegiel se visioen gehoor het, dadelik gedink het dat die mense aan wie hierdie bene behoort, vervloekte mense was. Want mense wat nie begrawe was nie, as die bene bo op die grond lê en bene was nie begrawe nie, dan het hulle vir mekaar gesê, hulle weet, dit is mense wat deur God veroordeel is. En dit was 'n verskriklike ding in die tyd van die Ou Testament om nie 'n begrafnis te kon hê nie. Ons tyd bietjie anders. Deesdae is daar selfs mense wat versoek dat ons geen begrafnis sal hou met die afsterwe van 'n geliefde nie. Hulle sal net veras en die as strooi, baie anders in ons tyd. Maar sulke mense, soos hierdie wat hier in die beendere hier wat hier lê, is beskou as mense op wie God sy rug gedraai het. Nou hierdie beeld van die laagte vol doodsbeendere, broers en susters, is nou simbolies van die hele volk Israel, wat in hierdie stadium nou in Babylon in ballingskap sit. So, dit is mense wat weg is van hulle eie land af, van hulle geliefdes af, van hulle koning af, hulle tempel, die heilige stad Jerusalem, was vir hulle, so dit was vir hulle ervaring van die einde van die wêreld wat aangebreek het. Asof alles wat eens sinvol was, nou sin verloor het. Dit het nie meer betekenis nie. So vir Israel was die ramp te groot, die situasie te hopeloos vir herstel. Hulle het met hulle rug teen die muur gestaan. Nou, broers en susters, ook in ons land, is daar by baie mense 'n magtelose wanhoop oor 'n situasie van misdaad. Dis vir my elke keer nogal 'n skaamte wanneer ek moet lees wanneer die wêreldse misdaadsyfers uitgegee word en Suid-Afrika heel bo of tweede van bo aan die lys is van misdaad in die wêreld. En die geweld wat ons beleef. Dikwels moet ek vir 'n week net van die koerant vas. Dat ek nie meer koerant lees nie, want dan is die goed vir my so erg. Dit is myself emosioneel so traumaties, hoe mense mekaar so kan verniel. Ja, fisies en emosioneel. En dan die korrupsie. Die Zondo-kommissie het vir ons nog net soveel meer ontstellende goed op die tafel kom sit van hoe dit regtig lyk. Ons het geweet dis erg, maar ons het nie gedink dit lyk so nie. En die feit dat ons nie elektrisiteit het nie, of nie gereeld nie. De Ruyter het in die afgelope week 'n bepaalde videoetjie bekend gestel, waarin hy bekend gemaak het dat ons energie, ons elektrisiteit op so laagtepunte is, dat ons
in die krisis staan om binnekort sonder krag in Suid-Afrika te wees. En die ellende daarvan verduidelik hy verder. Hoe mense dan sal voortgaan om te plunder en kabels te steel en besighede te roof ensovoorts. Dis 'n donker prentjie. Voel of ons uitgelewer is aan magte en kragte wat hulle as groter en hoër as ons is. En dan word ons mense angstig oor die toekoms. En ons sukkel met 'n verlies aan identiteit. Ons kan maar net aan die verskeie diagnoses dink wat oral in die pers oor die kerk gemaak word die afgelope jaar of 5. Wat sê die kerk is dood, is uitgedien, dis uitvoeling of terminaal siek. Kerk sukkel met finansies en is besig om belangstelling en lojaliteit onder sy lidmate te verloor. Daar is net te veel ander buffette wat meer smaak en variasie bied as die kerk. Die teater en die media en die sosiale media bied net soveel meer. Daarom is die kerk nie meer ter sake nie. Sommige lidmate het 'n baie sterk sinkende skip ervaring rondom die kerk. Nou 'n Amerikaans literaanse predikant vertel van die volgende ervaring by 'n erediens in die gemeente waar daar net 'n paar lidmate in die banke in die kerk gesit het. Die leraar het daardie oggend so oor sy gemeente gekyk en gedink, wat kan ek doen om 'n bietjie lewe in die gemeente in te blaas? Om 'n bietjie lewe in die aanbidding te kry, om 'n bietjie entoesiasme en emosie en ons ervaring van die erediens te kry. Hy dink by homself, miskien moet ek iets skokkends en iets kontroversieels sê. Miskien moet ek die mense laat wakker skrik as ek 'n keer oor die hel praat, oor die poel van vuur en die ewige verdoemenis waar daar geween en 'n geknars van tande sal wees. Dan dink hy, dit sal nou hulle aandag kry. Hy sê, maar terwyl ek daardie Sondag so angstig soek na 'n geestelike pols by my gemeente te ontdek ek skielik tot my skok dat ek self amper nie meer 'n geestelike pols het nie. Hy sê ek het in die laaste tyd mense getrou en begrawe, maar dit was maar net nog 'n troue, nog 'n begrafnis. Ek kon my hart daar uithou. Dit was maar net nog sake, nog take wat ek afgehandel het en iewers het die ware vreugde, die ware troos ook begrawe geraak onder die as in my hart. En dan sê hy, ek besef skielik, God het my nie na hierdie plek toe gestuur om mense soos dooie karre aan die brand te stoot nie, of om lewe in ons aanbidding op te blaas en op te wek nie. Hy sê nee, die Here het my na hierdie plek toe gebring om my en ander in die gemeente te leer dat sy woord alleen mag het. Dat sy woord alleen mag het. Hy sê only the word of God has power. Ja, en ons ken ook ervarings van geestelike en emosionele doodsheid, soos Israel destyds beleef het in die tyd van Jesegiel. En ons vergeet ook, gemeente, in ons wanhoop so maklik wie God eintlik is. Wie God is. En dit is die gedagte dat ons in donker en benoude omstandighede of in 'n tyd van geestelike en emosionele doodsheid dikwels so teen onsself en ons eie omstandighede vaskyk dat ons vergeet wie die Here is. En dat dit eintlik nie oor ons gaan nie, maar eintlik oor die Here gaan wat lewend is. En dis presies wat Jesegiel vir sy volksgenote in hulle tyd van krisis kom sê. Hy sê, onthou wie God is. Julle wat hoop verloor het, julle wat nie meer in wonderwerke glo nie, julle het vergeet met wie julle te doen het. God is 'n God van lewe, wat die onmoontlike moontlik kan maak. Die ware en lewende en waaragtige God kan selfs lewe uit die dood bring. Op 'n stadium, hierdie ding van dat die Here lewe deur die woord bring, het ons as twee voltydse dominees in ons gemeente, en die een dominee aanvaar 'n beroep, en ons weet ons gaan nie weer 'n nuwe een kan byberoep nie, finansiëel nie moontlik nie, maar ons was in die proses van gemeentevernuwing. So ons reël toe Bybelstudie kursus, en
ek is so 'n bietjie laag in my gemoed. En ek sê vir die gemeente, Here, as die Here nou net vir ons so 80 mense sal laat optrek na hierdie kursus toe. En op stadium sê Here, aan 90 sal daarom wonderliker wees. Op die ouend skryf daar 198 lidmate in vir die kursus. En wat soveel seëninge gebring het, wat ek probeer sê is, die oomblik as jy dink jy kan 'n klomp goed doen, dan val jy plat. Maar wanneer jy terugstaan en die Here begin vertrou vir wat hy kan doen en wat hy wil doen, dan lewe dit. En dan kom daar nuwe energie. Maar wie sê Esegiel is God? Eerstens sê Esegiel dat God genadig is. Ja, nou sê ons almal, dit weet ons nou daarom, dat God genadig is. Maar hoor mooi, hy ontmoet mense waar jy jouself bevind. Psalm 40 sê, ek het gesmag na die hulp van die Here, en hy het na my toe afgebuig en my gehulp geroep gehoor. So God ontmoet mense waar hulle is. Vir Israel in 'n tyd toe hulle net kon sê, dit is klaar met ons het geen hoop meer nie. Vir jou en my ontmoet die Here ook in ons grootste krisisse. Dink mooi, daar waar jou diepste hartseer gelê het, daardie tye, daar waar jou grootste teleurstellings was, in die persoonlike stryd wat jy teen sonde het, teen verslawing in jou lewe het, die tye wanneer jy so gesukkel het met selfsug, alles gaan oor my en ek is die middelpunt en alles moet deur my gebeur. Wanneer ons hulpeloos en magteloos is, met ons rug teen die muur staan, dan word die Here se mag sigbaar in ons lewe, want hy is God. Hy's nie 'n mens nie. Hosea sê die Here op 'n stadium, hy's ook so moedeloos oor Israel. Dan sê hy deur die profeet vir Israel, ek het julle in die wêreld gebring, ek het julle deur Abraham geroep, en ek het julle leer kruip, ek het julle leer loop, maar nou dat julle volwasse is, nou reer julle agter die afgode aan. Dan sê die Here, wat wil hy aan hulle doen, omdat hulle so van God af wegdraai? En net daarna sê hy, maar ek is God, ek is nie 'n mens nie. Kom, laat ons die saak met die Here uitmaak. So wat sê die Here? As ek 'n mens was, het ek julle almal platgevee by die aarde. Maar ek's God. Ek het 'n hart. Ek het 'n passie vir mense. Ook mense soos Israel wat dwarsloop teen my. En hy sal ons optel wanneer ons val, selfs al het ons deur ons eie hardkoppigheid beland waar ons land. Deur sy genade begin hy elke keer weer met ons voor. Ons dink baie keer, nee, dis die Here wat dit aan ons doen. Nee. Ek weet nie of ek die vorige keer op die beeld gebruik het nie, maar as ek nou weer die beeld kan gebruik van vlooie in 'n boks, dan herinner ek ten minste net daaraan dat vlooie in 'n boks het die aardigheid, hulle kan spring. En as jy al hierdie vlooie nou mooi regop spring, dan het ons harmonie binne in die boks. En as een vlooitjie op 'n dag bietjie steroïde kry, dan stamp hy sy kop hier bo. En dan is die boks in hierdie metafoor is die heilsplan, die verlossingsplan van God. En daarin kan niemand iets verander nie. Maar die vlooitjies in die boks kan kies hoe hulle spring. En as die een besluit, ek spring vandag 20 grade, die ander sê ek 60 grade, die ander 90 grade, wat kry ons in die boks? Chaos. Hoe lyk die wêreld waarin ons leef? Chaoties. Want ons maak keuses teen God se wil in. En dikwels is dit juis ons keuses wat maak dat ons lewe in die ellende kom. Dis nie God wat hier besluit jy gaan in ellende. Nee, ons maak keuses. En partykeer spring 'n vlooitjie mooi in lyn en gehoorsaamheid aan God, en hier kom 'n dwarsvloei en hy spring in hierdie een vas. Dan sê ons, Here, hoe kan nie? Dis nie die Here nie. Nee, is 'n mens wat 'n keuse teen God se wil ingemaak het en mense verniel het en seer gemaak het, nie God nie. Die tweede ding wat Esegiel oor God sê, is dat sy woord nuwe lewe skep. Nou, wat hierdie onmoontlike situasie van God se volk so verander is, want hy vers 14 sê, hoor die woord van die Here, droë bene. En dan vers 14, ek het dit gesê en ek sal dit doen, sê die Here. So deur sy woord skep God nuwe lewe in droë bene, wat op geen manier hulle self kon help en lewe in hulle kon blaas nie. Net die woord van die lewende God kan aan dooie bene
ore gee. Ek onthou, ons het op 'n stadium so 'n nuwe lidmaat in ons gemeente gekry en hy was jare ouderling waar hy ook al gekom het, baie goed belese man, hy het ook graag teologiese boeke gelees en maar wanneer ons vergadering gehou het, dan het hy elke keer die kerkorde so hier langs hom gehad. En elke keer moet ons sê, nou, sê die kerkorde sê so en so en so. Ons kon byna nie vorder nie. Toe nooi ek hom 'n keer na my huis. Ek sê toe vir hom, oom, ek is nou baie dankbaar vir hoe goed jy die kerkorde ken, want hy is ook 'n regsgeleerde. Ek sê, maar hier in ons gemeente gebruik ons die kerkorde nie as 'n stok om mee te slaan nie. Ons gebruik dit as 'n riglyn om die liefde te dien. Hy's later in trane en hy het ook van die kerkraad af bedank en ek nooi hom en sy vrou om na die Bybelstudiegroep toe te kom. En ek vind in hom so 'n aggressiewe gees, bedoelende dat dinge moet wetties en regloop. En hoe hy ook na ander mense kyk, is baie wetties. En terwyl hy in die Bybelstudie besig is en die woord met hom begin praat, begin hy verstaan dat die woord waarmee hy jare besig is, verkondig 'n evangelie van liefde. En hy draai so handomkeer in sy verstaan, in sy uitreik na buite toe. Toe ons kollegas, toe ons 25 jaar, die ouens wat saam mee geswat het, na 25 jaar keer saam vleis braai. Nou praat ons oor moeilike ouderlinge. En die een ou sê, my ouderling wat ek gehad het in Bloemfontein. En die ander ou sê, die ouderling wat ek gehad het in Nylstroom. Ek luister, ek sê vir hulle, ek dink ek sit met julle ouderling. Hulle sê, wat? Oom, so en so. Ek sê, ja, hy is my linkerhand en my regterhand. Hy het sy eie omgeegroep in die gemeente. Eie omgeegroep, sê sy moontlik nie. Ja, die woord verander. Ons kan nie met die woord van God besig bly en nie verander nie, want dis die krag wat deur die Gees werk om met ons te praat. Die woord van God is die taal wat God het. En hoe meer woord ons het, hoe meer taal het God met ons. En kan hy met ons praat en met ons werk. Daarom moet ons met woord besig bly. Daarom het hierdie een Literaanse predikant ook gesê, only the word of God has power. So die mag wat my en die siening van my situasie verander waarin ek is, word deur die werking van die Gees van buite my deur God se woord toegesê. En daarom is dit vir ons belangrik om ook net woord te ken. Ek het te dikwels al gesien hoe mense in die hospitaal is en niks meer oor het nie. Hulle onthou nog Psalm 23 of hulle onthou die geloofsbelijdenis, dan sê hulle, dit het hulle deurgetrek. Hulle kon die woord bely en uiteindelik het dit hulle deurgetrek. Die derde gedagte wat Jesegiel oor God deel is dat God ons telkens nuwe asem gee. Nou die woord gees word 'n hele paar maal in hierdie gedeelte gebruik en ook dan nie as 'n aanduiding van die Heilige Gees nie, op 'n hele paar plekke in die gedeelte, maar van iets soos lewensenergie of lewensbeginsel. God gee aan sy volk weer nuwe lewensenergie, hy gee krag, hy gee moed vir die lewe. Ons sien hierdie gedagte so duidelik in Jesaja 40. Hy sê, hy gee die vermoeides krag. Hy versterk die wat nie meer kan nie. Die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arensvlerke, hulle hardloop, hulle word nie moeg nie, hulle loop en hulle raak nie afgemat nie. So die Here wat by ons geboorte lewensasem in ons ingeblaas het, is ook die God wat elke keer weer op ons lewenspad, veral in tye van krisisse en moedeloosheid, ons telkens weer vul met nuwe asem, nuwe energie, nuwe dryf in ons lewe. Hy laat deur sy genade ons telkens weer as dit ware gees vang. Ons lees egter ook in Jesegiel 37 van die Heilige Gees teenwoordig. En vir die Gees van God is niks onmoontlik nie. Die skrywer, die Engelse skrywer sê, he turns a host of skeletons into an effective army of men. Hy het hierdie klomp beendere omskep tot 'n magtige weermag. Dis wat God doen. Die soort gees wat kinders van die Here moet vang, is meer as 'n algemene, goeie, oorheersende, positiewe gevoel. Dit is die werk van die Heilige Gees wat ons gevange neem. Die Gees
vang ons gees en dit verander ons gees, verander ons denke, dit verander ons harte. Maar God se oorheersende rol in die transformasie, die verandering van mense se lewe, beteken nie mense is nou passief nie, ons het geen rol of geen aandeel nie. Nee, Esegiel 37 spoor God se gees mense aan tot aksie om op te staan, na hulle land terug te keer. Hy sê die Here sal die pad vir julle voorberei, hy stap die pad. Esegiel moet God se boodskap gaan oordra, al moes hy gril oor hierdie droom van die vallei van droë bene, want Esegiel was 'n priester. In die Joodse wet het Numeri 19 vers 16 aan hom gesê, enigiemand wat in die veld aan 'n persoon raak wat doodgemaak is, of aan 'n mens se been of 'n graf raak, moet 7 dae lank reinig, want hy het onrein geword. Maar wat doen Esegiel? Ondanks dit alles, hy sê ek het toe as profeet opgetree soos ek beveel is. Gehoorsaamheid aan die Gees beteken ook soos God mense te ontmoet waar mense is. Daar waar 'n mens in sy diepste hartseer is, dis daar waar ons as gelowiges betrokke raak. Daar waar mense hulle grootste verslaandheid ervaar oor hulle lewe, oor hulle werk, ons hoor daar. In mense se grootste krisis, met ons langs hulle sit, al het ons dikwels nie eers woorde nie, is teenwoordigheid krag. Hoekom is dit so, dat ons baie keer, as ons hoor van iemand wie se geliefde afgesterf het, sê ek wil tog net nie gaan nie. Of as ek hoor van iemand wat siek is, sê ek wil tog net nie hulle besoek nie. Die probleem is, ons is sulke groot egos. Ons eie ek is vir onsself so belangrik, dat ek so bang is, as ek nou vir hierdie ou iets sê, en hy word nie opgebeur nie, dan lyk ek sleg. Dan's my ou egootjie klein. Gaan nie oor ons nie. Gaan nie oor hoe goed jy praat nie. Dit gaan oor die liefde van God en deur sy woord by mense kom. As God se profete vandag sê Handelinge 2, is dit ons en die kerk se opdrag, broers en susters, om lewe te gaan verkondig waar mense in situasies van geestelike en emosionele doodsheid is. Waar fisieke dood is, moet ons die lewegewende boodskap gaan bring van Christus se opstanding uit die dood uit, uit die graf uit. En hoe gaan spreek ek lewe in mense se lewe in? Gewoon deur God se woord in my hart, op my lippe, sigbaar in my lewe, in my optrede, dat mense sien en hoor, en ek word geloofwaardig, sodat mense kan luister en troos ontvang. Maar onthou, jou en my woorde bring nie mense tot lewe en hoop nie. Klink nou amper soos 'n teenstelling, nie? My en jou woorde bring nie mense tot loop nie. Net God se woord kan dit doen. Daarom sê die psalmskrywers dinge soos God se woord is hulle lewe. Dis my lewe om God se woord te gehoorsaam. God se beloftes hou my in die lewe. Nou hoekom vernuwe God ons en sy kerk deurlopend? Esegiel 37 bring vierens vir ons hierdie antwoord. Hoekom lei hy ons telkens uit donker en benouende omstandighede? Hoekom is so belangrik vir God om elke keer weer vir ons geestelike energie en moed te gee, wanneer daar by kinders van die Here 'n geestelike doodsheid is, broers en susters, en ons nie hoop het nie, dan sien die wêreld dit raak. En dit lyk vir hulle of ons nie 'n God het nie, of ons nie God ken nie. In elk geval nie een wat lewe en 'n verskil kan maak in ons lewe nie. En dit gaan op die ou end oor die eer van sy naam. Hy is God, hy's die skepper, hy's in beheer. Wanneer God reg en uitkoms gee, besef en erken die Here se kinders opnuut dat hy Here is. Daarom los hy ons nie. Hy kom in ons plek waar ons ly, waar ons smag na uitkoms. Daar kom ontmoet hy ons. Esegiel 37 sê, maar so sal die nasies sê, ook besef dat die Here God is, en hulle sien hoe die mense herstel en geestelik laat herleef. Nou wie wil die Here hê moet ons volgens
Esegiel 37 wees. Ek gaan nou ten slotte in die hand van Esegiel 37 vra, wie wil God hê moet ons wees? Nou, ek wil eers 2 moontlikhede uitlig van hoe ons gewoonlik as kinders van God is. Eerstens kan ons spooke wees. 'n Spook is 'n gees sonder 'n liggaam. Dis nou, as jy so geestelik verhewe is, dat jy 'n stappie bo die res is, holier than thou. En jy kan so hoog klim geestelik, dat jy glad nie meer diensbaar aan die wêreld is, en al meer 'n gelowiges is nie. Het gaan om jou eie geestelikheid. Dan is jy soos iemand gesê het, heavenly minded, that you are of no earthly good. Beteken niks vir die wêreld nie. En dan mag jy soos Matteus 7 by die wederkoms van Christus vra, maar het ek nie in u naam duiwels uitgedryf en in u naam wonders gedoen nie? En sy woorde aan jou mag wees, ek het jou nooit geken nie. Gaan weg van my af. God wil nie hê ons moet spooke wees nie, gemeente. Spooke het nie vir hom nut nie. En tweedens kan ons wel lyke wees. 'n Lyk is weer 'n liggaam sonder 'n gees. In kerktaal word hierdie lyke formalisme genoem. Gaan oor die uiterlike vorm van dinge. Hoe goed is die kerk georganiseer? Hoe goed word besluite geneem presies volgens die kerkorde? En hoe goed kom die offergawes betyds in en word by almal gekollekteer? Verloop elke erediens volgens die voorskrifte van die diensboek? En lyk dit vir ons en die wêreld of ons besig en bedrywig is as 'n kerk en as 'n gemeente? Ja? Dan is daar dalk, soos in Esegiel 37, die gedreun van bene, dan is daar innerlik 'n geestelike doodsheid en geen ruimte vir die spontane werking van die Gees. God wil nie hê ons moet lyke wees nie. Lyke het vir hom geen nut nie. Nou weet jy wat wil God hê moet ons wees? Hy wil hê ons moet egte mense wees wie jy is soos jy is. Nuut en lewend gemaak deur Jesus Christus en sy Gees. Hy vra dat ons as nuwe mense sal leef in 'n lewende verhouding met hom. Maar terselfdertyd leef in hierdie wêreld met sy nood, besig om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor ons bestem is, sê Efesiërs. Met ander woorde, so te leef dat die wêreld in verwondering kom oor ons optrede en God verheerlik daaroor. As hy sê, laat julle goeie werke so skyn vir die mense, dat hulle julle goeie werke sien en God verheerlik, dan beteken ons goeie werke moet ons nie, toe ek jong was, ons gepraat van, met jou nie laat shine vang nie, maar met God die helderheid, die heerlikheid, die lig gee. Nou weet wat wil God hê, dan moet ons wees. Hy wil hê dat ons egte mense sal wees. En ten slotte, Esegiel 37 herinner ons, dat God nie sy heerskappy en sy koningskap opgegee het, nie eers in hierdie wêreld wat so korrup is soos ons nie. God het 'n plan vir die wêreld. Hy het 'n plan met die kerk. Hy het 'n plan vir jou en my lewe. So vasbeslote is God oor sy plan vir die wêreld, vir jou en my lewe, dat hy bereid was om 'n mens te word. In hierdie wêreld, in homself in te verneder, in tyd en in ruimte en in die lyf van 'n vel van 'n mens in. Vir wat? So lief het hy ons. So kom hy in ons situasie in. En so sal hy by ons lewens betrokke raak totdat hy kom. Suid-Afrika kan nie te erg raak nie, want God is hier nog steeds in ons lewens in beheer. Ons moet dit begin erken. Ons moet dit bely. En ons moet dit leef asof ons dit glo. En daarom die laaste sê hy, Psalm 23, al gaan ek, die ou vertaling sê, al gaan ek ook deur 'n dal van doodskadewee, ek sal geen onheil vrees nie, want u is met my. U stok en u staf, die vertroos my. Die nuwe vertaling 83 sê, selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want u is by my, in die hande is ek veilig. Al gaan ons deur die donker van geen krag meer nie, energie meer nie, lig meer nie. God is daar, hy's lig en hy's ons hoop. Glo hom en leef in dankbaarheid vir hierdie genade. Amen. Kom ons dank die Here saam. Hemelvader, hoe wonderlik om 'n lewende Here te dien. Al het die wêreld blind geraak vir die teenwoordigheid. Al het die wêreld sonder hoop geraak omdat hulle net verval sien. Dank ons U Here dat ons deur U Gees en deur die woord anders kan kyk. Dat ons met
oë van geloof en hoop kan kyk en weet u lewe. En so bid ons vanmôre vir u kerk in die wêreld, dat u sal gee, dat al raak ons al minder, ons al meer en groter sal word in ons vaste vertroue op u. Here, ons bid ook vir hierdie gemeente, baie dankie vir die leraar en die kerkraad, elke lidmaat wat hier is, want u roep ons elkeen om te lewe en diens te lewer waar ons is, waar ons kom, en gee dat ons nie sal bang wees nie. Dat ons nie sal bang wees oor hoe ons in die oë van mense sal lyk nie, maar dat ons sal u naam sal verheerlik en u sal glo dat dit u is wat mense verander, nie ons nie. Here, ons bid vir ons land vanmôre. Ons bid waar daar soveel wanhoop is, dat u sal gee dat u lig sal skyn. Gebruik ons, Here, om u lig te laat skyn. Vul ons met u liefde, vul ons met u genade, u vergewensgesindheid, dat ons ook daardie liefde en vergewensgesindheid aan almal kan deurgee, dat ons weer vrede ervaar. Ons is diep afhanklik van u en daarom pleit ons by u in Jesus se naam. Amen. Die genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly nou met ons almal. Amen.